Goeiedag, liewe luisteraars. Pastoor Frans Hoyeberg van die Kruistriomfeerbediening. Vandag wil ek kyk na die tema die voeding van ons geloof. Die behoud van ons geloof lê nie in ons vermoë om dit aan die gang te hou nie. Die behoud van ons geloof lê daarin dat ons fokus hou op die boodskap van die kruis waarvan die versoeningskrag van die bloed van Christus vloei. Ons geloof word gevoed deur ons aanvaarding van al die seëninge wat vloei uit die versoening van die bloed van Jesus Christus. Met ander woorde vanaf die kruis. Hierdie seëninge wat deur die bloed van Christus beskikbaar gestel word aan die eens verlore, maar nou geredde mens is wyd en ontelbaar baie. Diep gesetel in die kruis van Jesus Christus, die vergifnis van ons sondes, absoluut vry as 'n geskenk van God af, algehele vryspraak vanaf die toren van God, aanneming in die familie van God, vriendskap, vrede en vriendskap met God, hoop wat nie beskaam nie, en so gaan dit aan. Gemeenskap met die onsigbare op 'n tasbare wyse, heilige motiewe gekoppel aan 'n heerlike gehoorsaamheid, nie uit werke nie, maar uit liefde. Hy het ons geseën met alle geestelike seëninge in die hemel wat manifesteer in hierdie lewe. Die kruis is ons in hom uitverkies voor die grondlegging van die wêreld. Hiermee word nie bedoel dat sommige is uitverkies en ander is gekies vir die verderf nie. Wat hier bedoel word is dat Christus die uitverkore is en as ons in hom glo, dan is dit asof ons reeds uitverkies is voor die grondlegging van die wêreld. Voor alles begin het was God reeds bewus van wat gaan plaasvind en hy het reeds besluit dat die kruis die voorwerp van die uitverkiesing gaan wees. Hierdie uitverkiesing is ook maar net uitgekies en laat staan nie. Ons is uitverkies om heilig en sonder gebrek voor hom te wees in liefde. Hy het ons voorbeskik om sy kinders te wees, bedoelende die kinders van die Vader. Ons is die kinders van Jesus Christus nie, maar van die Vader. Onmiddellik is daar diegene wat sal verwys na die skrif in Hebreërs, waar Jesus verwys na die kinders wat God hom gegee het. Hebreërs 2 vers 13 en verder, ek sal my vertrou op hom stel en verder, hier is ek en die kinders wat God my gegee het. Op grond van hierdie skrif en die feit dat die Ou Testament op 'n plek na Christus verwys as die ewige Vader, het hierdie gebruik ingekom om te verwys na die kindjie van Jesus, wat geheel en al in Bybel is. Ook die gedagte, my pa is die koning, is nie skriftuurlik nie. In beide gevalle verwys hierdie Vader aanspreekvorm na Jesus Christus as die begin van iets. Ons verwys baie na die persoon wat die eerste Ford motor gebou het as die vader van die Ford maatskappy. Sy vrou het nie geboorte gegee aan klein Fordjies, karre nie. William Bell is die vader van die telefoon, en so kan ons vele voorbeelde voorhou. Sy kinders het nie gelyk soos telefone nie, dit was regtig 'n telefoon. In hierdie sin is Jesus Christus die Vader van die kruis. Ons Vader, want hy het ons geskep en toe losgekoop uit die mag van die sonde. Jesus Christus is ons broer in die opsig dat hy die eerstgebore in die dode was en ons is sy kinders, want ons het hom gevolg. Verder verwys hierdie skrif in Hebreërs na die gedeelte in Jesaja 8 vers 18 wat 'n profesie is van God se oordeele oor die nasies van Israel. In hierdie situasie het God sy eie belofte gegee van die komende Messias wat beskryf word as die Here van die leerskare. Hierdie woorde in hierdie vers in Hebreërs verwys na die volgelinge van Christus wat gelowig geword het deur die uitverkiesing van die kruis as kinders van God en ook kinders van Christus. Kinders wat aan Christus gegee is om veilig te bewaar tot die einde toe. Niemand kom tot die Vader as hy nie deur die Seun gaan nie en niemand kom na die Seun as die Vader hom nie roep nie. Ons sien dus dat hierdie vers nie 'n onderskeid maak nie, alhoewel daar is, omrede die eenheid tussen God en Vader en die Seun Jesus Christus. Dis verstaan as dat ons kinders van die Vader is deur Jesus Christus, sy geliefde. In hierdie geliefde het hy, dis nou die Vader, ons begenadig, vrygeskeld en geheilig. In hom, dit is in Jesus Christus, het ons die verlossing deur sy bloed. Wat 'n wonderlike gedagte, dis deur sy bloed, nie die bloed van 'n mens of 'n engel nie. Die bloed van 'n mens weet ons is besoedel en kan nooit kwalifiseer om verlossing teweeg te bring nie. Hoe die bloed van engele lyk as hulle het, weet ons nie. Maar wat ons weet is dat al het hulle gehad, was dit ook nie goed genoeg nie. Dis net die bloed van Jesus Christus, deel van die grote God wat verlossing kon teweegbring. Was dit maar al, dan was dit genoeg om ons geloof te voed vir altyd. Ons het niks meer nodig nie. Dank God egter, daar is veel meer as net verlossing in die bloed deur die kruis. In die pakket van die kruis het ons ook die vergifnis van ons misdade, na die rykdom van sy genade.
Hierin het ons weer die bewys dat dit nie sy liefde is wat red nie, maar die rykdom van sy genade. Hy het jou lief al is jy in die hel. Liefde red nie, genade red. Liefde het genade gegee. 'n Genade wat hy ryklik in oorvloed aan ons bewys. Hierdie seëninge wat uit die hemel kom, deur die kruis, wat al groter, en die kans dat ons dit kan verdien, is lankal daarmee heen. Luister mooi, werk het geen kans om te doen en reg te kry wat genade aan ons bied nie. Genade voed ons geloof in alle wysheid en verstand, wat van die Vader aan ons geskenk word. Hoekom moet ons geloof dan nou gevoed word? Sodat God aan ons die verborgenheid van sy wil kan bekend maak na sy welbehae. Hy het nie net besluit om ons te red en daarna hemel toe te vat nie. Nee, 1000-mal nee. Die kruis het by ver meer as net dit. God het in homself voorgeneem, toe hy nog net God was, dat daar niks anders was nie, om die hele mensdom onder een hoof te verenig, en die is Christus Jesus. Hierdie ontelbare seëninge vloei na ons deur die kanaal van die bloed van verlossing. Die bloed van Jesus Christus, die geliefde van God die Vader. Die bloed van Christus is so goddelik in sy optrede, so effektief in dit waarvoor dit bedoel was, so geweldig kosbaar vir God, so onbeskryflik duur, dat dit kon betaal vir alles waarvoor die geregtigheid van God gevra het. En kan dus so effektief hierdie seëninge vrylik aan ons wat glo kom gee. Net die feit dat dit 'n geskenk is van God, die bloed van sy seun behoort ons geloof, wat eintlik syne is, geweldig te voed tot 'n rotsvaste en onbreekbare fondasie waarop ons veilig en goed versorg is. Nou kyk ons weer na ons aanvanklike stelling dat ons geloof gevoed word deur die aanneminge van die seëninge van God deur die kruis van Jesus Christus. Wanneer ons kyk na die voeding van ons geloof, dan moet ons verseker weet dat dit neem al die seëninge van die boodskap van die kruis om hierdie geloof te voed. Ons sien in Galasië dat die lewe wat ons nou leef, ons leef vir Christus. Hy sê, Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef vir my. En wat ek nou in die vlees leef, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Hierdie vertaling, die 1933-53, het 'n fout in sy vertaling, want dit sê, geloof in die Seun. Moes dit gewees het deur die geloof van die Seun. Meeste Engelse vertalings, asook die Hollandse vertaling, praat van geloof van en nie geloof in nie. Kom ek lees 'n paar. King James vertaling, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Die Hollandse vertaling, ek ben met Christus gekruist, en ek leef, doch niet meer ek, maar Christus leeft in my, en het geen ek nou in het vlees lewe, dat leef ek door het geloof des Zoons van God, die my liefgehad het, heeft en syself voor my overgegeven heeft. My Hollands is nie baie goed, ek dink my Engels is beter as my Hollands. Ons met ons powere pogings gaan nergens kom nie. Ons het die begin en die einde van ons geloof nodig. Hebreërs 12 vers 2 sê die oog gevestig op Jesus, die leidsman en volleinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou het, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterhand van die troon van God gaan sit het. Het jy al ooit gedink? Ons sê dat die kruis was die grootste skande. Jesus het daai skande verag. Hy het op daai skande neergekyk asof dit niks is, want hierdie skande bring dit dat daar menigte gered gaan word. Hoekom word Jesus genoem leidsman en volleinder van die geloof? Die antwoord op so 'n vraag is eintlik baie eenvoudig. Dit is hy wat aan die geloof, aan die kruis gesterf het. Dit is hy wat opgestaan het uit die dode. Niemand anders kwalifiseer nie, veral nie die mens nie. As hy dus die begin en die einde van die geloof is, dan kan ons aanneem dat hy ook weet hoe om hierdie geloof te voed. Dis hoekom hy en die Vader ons toegooi met al die seëninge in die hemel. Hulle wil hê dat ons die volle grootte van Christus moet bereik. U sal echt agterkom dat ek nie hier verwys na die volle potensiaal van die mens nie, of selfs die bereiking van sy destinasie nie. Dis heel eenvoudig, ons het saam met hom gesterwe, ons leef nie meer nie. Dis nou sy lewe, dis nou sy potensiaal, dis nou sy destinasie in ons, dis nou sy lewe. Ons is nou lewendige, bewegende tabernakels vir ons God, met die klem op hom wat lewe binne ons. Ons het nou die volheid van die Godheid in ons, om ons geloof te voed. Die geloof van Christus word dan nou ook net soveel ons geloof, soos ons groei na die volle grootte van Christus in ons. Dit is dus die rede hoekom ons deel moet word van hierdie seëninge en alles moet inneem. Ons kan nie dit wat God in ons geplaas het, terughou omrede ons nie die volle seën van die kruis wil aanvaar nie.
Ons is al soveel 1000 jaar na die kruis en daar is nog steeds mense wat sê dat genesing, wonderwerke en tale en die gawes van die Gees opgehou het aan die einde van die apostel-era. Dis diegene wat homself nie toelaat om verswelg te word deur die volheid van die kruis nie. Alles wat God gegee het aan die mens deur die kruis van Jesus Christus is nog steeds hier en beskikbaar. Ons moet dit net neem en deel van ons lewe maak. Ons geloof daarmee voed. Wanneer ons egter begin wonder of al hierdie heerlike dinge vir ons is, dan begin ons die Gees van God in ons lewe beperk en word die geloof wat ons moet laat groei na die volle van Christus gekotwiek. Wanneer ons egter duidelik begryp dat dit wat Christus in die kruis aan ons bied werklik ons in is, dan is daar geen keer aan ons geloof en groei soos wat die Gees van die Here wil hê in ons lewe. Ons is kinders van God en nie slawe nie. Ons is deel van die huisgenote van die Here. Ons sien ook verder dat dit nie net die seëninge van die verlossende bloed van Christus wat ons geloof voed nie. Dis ook die lewende invloed van hierdie bloed van Christus. Die bloed van die gelowige het 'n geestelike en onsterfbare kwaliteit as gevolg van sy bloed se invloed op ons. Volgens ons materiële samelewing is die lewe van die mens in die bloed. Die ongeredde sondaar het in sy bloed die dood van die sonde. Sy bloed het allerlei siektes en potensiële gevare in. Wanneer ons egter in aanraking kom met net 1 druppel bloed van Jesus Christus, dan verander die saak geheel en al. Nou is daar diegene wat sal aanvoer dat so iets onmoontlik is. Ons kan tog nie die bloed van Christus fisies sien nie. Nee, ons kan nie, dis waar. Maar daar lê die krag van gevoede geloof. Wanneer ons deur geloof ons fokus op die kruis hou, dan word hierdie geestelike waarheid 'n groter werklikheid as wat die materiële wêreld ooit kan wees. Dis die Heilige Gees wat daardie 1 bloeddruppel in die lewe van 'n mens 'n werklikheid maak. Net 1 druppel in die siel van 'n sondaar en hy verander in 'n kind van God. Net 1 druppel aangewend deur geloof maak die bloed rein en lewendig. Ons het die ewige lewe in ons are, in ons bloed. Ons is God se en niks kan dit verander nie. Die invloed van die bloed van Christus vervoed ons geloof. Verder word ons geloof gevoed deur die feit dat die bloed van Jesus Christus nooit verander nie. Dit verloor nooit sy kleur nie, sy smaak nie, sy reuk nie, sy krag nie. Dit verloor nooit sy vermoë om te doen waarvoor dit aan die kruis gestort was nie. Die wete dat dit 'n rotsvaste en onwankelbare deel is van ons Christelike lewe is die grootste bron van die voeding van ons geloof. Wanneer gelowige om een of ander rede in die modder van die sonde neerslaan en onherkenbaar vuil word, dan vind hy uit dat wanneer hy die bloed aanwend, dit nog nooit sy krag verloor het nie. Wanneer ons dit nodig het vir vergifnis, is dit daar. Wanneer ons dit nodig het vir genesing, dan is dit daar. Wanneer ons dit nodig het vir wysheid, dan is dit daar. Wanneer ons dit nodig het vir enige denkbare ding in ons lewens, dan is dit daar met volle krag en heerlikheid en voed dit opnuut ons geloof. Ons word in die woord verseker dat hierdie verlossing 'n ewige verlossing is. Kom ons sluit af met Hebreërs 9 vers 12. Ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Kom ons bid saam. Baie dankie Here vir die bloed. Dankie vir die krag van die bloed. Dankie vir die oorwinning van die bloed. Dankie vir die skoonmaak van die bloed. Dankie vir die vergifnis van die bloed. Dankie vir alles wat Jesus Christus vir ons gedoen het en reinig ons vandag deur die bloed van Jesus Christus in die naam van die Seun Jesus Christus. Amen. Baie dankie liewe luisteraar dat u saam geluister het en dat u saam met my oordenking gegee het aan hierdie gedeelte van die bloed van Christus en mag u geloof vandag gevoed word deur die bloed van Christus en onthou Jesus vergewe nog sondes en onthou hy is koning in Jesus naam. Amen.